Oh, prys die Here. Amen. As die wind en die golwe kom waai, weer hoor ek die naam. Op die rots van die woord staan my huis, as die branders kom slaan. My skip sal by seil in die wind, as alles om my vergaan. Want die woord is 'n lamp vir my pad, en die lig laat my staan. En my hart roep my siel tot 'n loflied aan die grote Heer. My siel het 'n kop en my lippe sal sing tot U eer. Die grootheid en majesteit skyn in die dag deur die werke. Van my lewe gekoord deur die spykers en merk in die hande. Hou my vas as ek twyfel, o Heer, laat my vas in U staan. Prys die Here. Op die weg van die woord is die pad waar my voete wil gaan. Deur die Gees sal ek lewe, o Heer, geen vrees my verslaan. Amen. Ek gekoor deur die bloed en die merk in die hande bly staan. En my hart roep my siel tot 'n loflied aan die grote Heer. My siel het 'n kop en my lippe sal sing tot U eer. U grootheid en majesteit skyn in die dag deur die werke. Van my lewe gekoord deur die spykers en merk in die hande. As ek stoor af, hier sal ek my lewe aan U vertrou. En wysheid sal U weer my lewe in U hande hou. My oë sal U wonders kan sien, die redding aanskou. My hart sal ek opstaan en sing, my lof aan U bring. En my hart roep my siel tot 'n loflied aan die grote Heer. My siel het 'n kop en my lippe sal sing tot U eer. Die grootheid en majesteit skyn in die dag deur die werke. Van my lewe gekoord deur die spykers en merk in die hande. Van my lewe gekoord deur die spykers en merk in die hande. En amen. Prys die Here. Halleluja. Gloria. Halleluja. Amen. Ja, prys die Here. Dit is wonderlik, man. Dit is lekker, man, om die Here te dien. Ek sal nie ander woorde gebruik, ek beloof julle. Mense, ja, Jolien was eers op, sy sê goeienaand aan julle, sy sê ook goeienaand aan my, sy vra ook asseblief mense, share hierdie link, wyd en suid, stuur op met 10 mense, daar is dalk iemand wat vanaand daar sit,
wat dalk net die getuienis moet hoor. So ja, help het Jolien, kom ons stuur hom gou-gou, kom ons stuur gou-gou daai link uit. Dis daar waar jy druk like, net die ander kant, daar's 'n pyltjie. So help het Jolien om share man. Help haar, ek vra julle mooi, sy probeer baie hard. So ja, help haar, dan share julle hom gou-gou vir ons. So welkom Jolien, jy en Gerard, baie welkom vanaand hier so by Kom Saam, voel vry, voel deel van die program. Dan het ek gesien, Louisa het opgekom, sy sê die klank is 100%, so ja, welkom aan Louisa, so welkom aan julle almal hier so, en dan het na Louisa het Marlene opgekom. Goeienaand Marlene, goed en jy, welkom, jy vanaand hier so by Kom Saam, voel vry, voel deel van die program. Goeienaand Jonathan, my manager, goed en jy, welkom seun, en voel vry, voel deel van die program, so ja, prys die Here. Dan het Amanda opgekom, Amanda, goeienaand, goed en jy, welkom, jy vanaand hier so by Kom Saam, voel vry, voel deel van die program. Dan het Louanie opgekom, so goeienaand, goed en jy, my sussie, jou gemis vandag, so prys die Here. Voel vry, voel deel van die program, so ja, dan het Elise opgekom, goeienaand Elise, goed en jy, welkom, jy vanaand hier so by Kom Saam, voel vry, voel deel van die program, so ja, kom ek wil net kyk of ek 'n naam uitgelos het hier so, nee, ek wil daar kyk, ek is net besig om te kyk, hier's 'n naam, of ek al die name opgesit het, Jolene, Amanda, Louanie, Elise, yes, so dis die name wat ek kan sien, die ander mense wat ek nou nie kan sien nie, goeienaand aan julle ook, soos die name opkom sal ek julle groet, so daar kom Gerda ook op, Gerda, goed en jy, welkom, jy vanaand hier by Kom Saam, voel vry, voel deel van die program, dis die getuienisaand waar ons getuienisse gaan gee, so kom ons maar open eers met 'n gebed, dan gaan ek een song speel net vir nog mense om in te skakel, en dan gaan ek begin getuig. Hemelvader, ek sê dankie vir die geleentheid, Here. Here, deur die liefde, deur die genade, deur die goedheid, deur die guns, Here, wat U vir my het. En Here, dankie, Here, dat ons nog hierdie platform van Kom Saam het, waar ons kan getuig, waar ons net vanaand met ons broers en susters wil deel, hoe goed U is, en hoe werklik U is, en Here, en wat U doen, en so Here, laat mense weer kan hoop kan optel, Here, weer kan vertrou op U, en Here Vader, daarom getuig ek, en Here, laat dit sal wees tot eer en verheerliking van U heilige naam, dat Jesus in hierdie uur verheerlik sal word, Here Vader, en Here Vader, dankie vir die geleentheid, dankie ook vir die Kom Saam team wat saam met my is, om te kyk dat hierdie getuienis vlot loop, en Here, dankie vir elkeen sy insettinge, en elkeen wat deel is van die program, hulle wat tyd maak, Here, dankie vir Jesus wat vir ons gesterf het aan die kruis, opgestaan het uit die dood, opgevaar het na U, sodat ons die Heilige Gees kan ontvang. Dankie vir die Heilige Gees in Jesus naam. Here Vader, seën ons program vanaand, Here, en laat dit sal wees tot eer van U in Jesus naam. Amen en amen en amen. Great is die Here man. Halleluja. Prys die Here. Amen. Ons kan die Here net loof. Ons kan die Here net eer en verheerlik. Ons kan al die lof en al die aanbidding kom gee. In Jesus naam. Prys die Here. Daar kom hy nou deur. Amen. Lewensvreugde, blydskap in hierdie lewe, weet jy dan wat dit is wat jou gelukkig maak. Ons dink dit lê en geld en rykdom, sukses daaraan gemeet, maar is als 'n gejaagde wind, moet nooit vergeet. Dit is net Jesus binne my, wat my so bly maak. En omdat hy by my is, kan die moes
Hy beloof dit aan elke mens wat die keuse maak. Soms as ek my kan kry en die wêreld my mislei, dan keer ek terug na die Seun van God, hy maak my vry. Dit is net Jesus binne my, wat my so bly maak. En omdat hy by my is, kan die bose my nie aanraak. Dit is net Jesus binne my, hy is die rede vir my lewensvreugde. Dit word net meer en meer. Ja, ek twyfel nie meer, gee God al die eer, dis die waarheid in my. Ek bring lof van die Heer, hy het my alles geleer. Dit is net Jesus binne my, wat my so bly maak, wat my so bly maak. En omdat hy by my is, kan die bose my nie aanraak, my nie aanraak. Dit is net Jesus binne my, hy is die rede, vir my lewensvreugde, dit word meer en meer. Amen en amen en amen en amen en amen. En dan het ek gesien, Tannie Isabella, jy het opgekom. Goed en jy, welkom jy vanaand hier so bykom saam, voel vry, voel deel van die program. So prys die Here, gloria, halleluja. Amen. En soos die mense opkom, sal ek julle groet. Die res van die mense het ek almal gegroet, voel welkom man. Man, voel net welkom. Dis nou nie in die Vrystaat nie, is hier op die Kom Saam program. So ja. Prys die Here. Mense, ek wil net hier oopmaak, daar is hy oop. Ok, hy is oop. Kom, ek wil net die WhatsApp oopmaak. Dan wil ek net almal, daar is WhatsApp ook nou oop. Goeienaand aan almal wat op WhatsApp is, almal wat ingeskakel is, almal wat luister. So ja, kom ons getuig verder. Laasweek het ek getuig hoe die Here my geleer het, maar ek het nie klaar gemaak nie, is dat die Here vir my geleer het dat die duiwel luister na ons gebede en die Here daar's Eddie ook op. Goeienaand Eddie, goed en jy, welkom jy vanaand. En die duiwel gebruik graag dit wat in die verlede gebeur het, altyd. Hy herinner jou. So ja, kan julle onthou, ons was verlede week daar. Ek het net 'n klein stukkie wat ek hiermee en dan gaan ons aan. Want nou begin dinge beweeg. So, Jesus is die Heer en hy is koning en dis waar ek verlede week gestop het by daai woorde. Daarom het Jesus ook vir my kom leer dat die duiwel is soos 'n brullende leeu wat kyk wie kan hy verwoes, seermaak, bang maak en besteel en verslind. Daarom, hy bring altyd gedagtes op, altyd benoudheid in jou lewe en hy bring dit dat jou omstandighede baie keer wild is, rof is. Maar nou leer die Here vir my dat dit tyd is vir die kinders van God om op te staan. En dit is awesome wat die Here my hier geleer het. Dit is amazing. En ek en jy kan dit maar toepas in ons lewe. En ek pas dit nou nog toe in my lewe. Is dat ons moet opstaan dat die duiwel, luister wat ek vir jou sê, die duiwel kan bang word vir ons. Ons is meer bang vir die duiwel as enigiets anderste. Jy sal eerder sonde doen voordat jy God sal loop. So, jy sal eerder die duiwel vrees voordat jy na die Here sal luister. Dit is so ongelukkig waar ons as kinders van God val. Ons is onderstel op te staan, dat die duiwel kan bang word vir ons, vir my en vir jou. En dit is wat die Here my hier leer. Die duiwel moet rondhardloop. Hy moet gaan wegkry, nie ek en jy nie.
die duiwel moet gaan en hy moet hardloop. Hy moet aan die werk doen om moeg te word en gedaan te wees. Dis nie my en jou job nie. Die Here sê in sy woord, hy wil net hê ek en jy moet leef. Lekker leef in oorwinning. En die duiwel is in die pad, mense. En ek en jy moet 'n keuse maak. En jy moet mooi luister wat nou gaan gebeur. Is laat ons die keuse moet maak. So wat kinders van die Here is. En ek wat nou geroep is vir die bediening. En waar die Here besig is om my nou te leer. Om my stand in te neem teen die duiwel. En sodat ek kan triomfeer in my lewe. Hoekom? Want julle gaan sien wat gaan gebeur. En wanneer ek triomfeer, dan lewe ek in oorwinning. En dit is baie belangrik. Baie van ons mense haal net asem, ons leef, maar ons het geen blydskap nie. Ons het niks in ons siel wat werklik tot die Here gekonnekt is nie. Behalwe ons wysheid en kennis, die eie ek en al. Jy weet, volgens die woord is die duiwel se plek onder ons voete. En dit is waar hy moet bly. En dit is wat God my leer. En nou sê die Here vir my, kom, trap hom vas, man. Trap hom vas. Moenie bang wees nie. Trap hom vas aan die grond in. Trap op hom. Ons wil, dis tyd dat ons begin ons stand opneem. Dis tyd dat ons begin opspring en sê, luister hierso, vandag trap ek jou vas. Wat hy gesteel het van my, mense, wil ek 100 mal, 10.000 mal vir hom teruggee. Die vreugde, die blydskap en alles wat hy gesteel het. So, jy weet, onthou net een ding. Die duiwel weet dat geen plan, geen gedagte, geen siekte, geen wapen staande kan bly in God die Vader se teenwoordigheid. In God die Vader se teenwoordigheid. So, wat hy ook al wil beplan, gaan nie slaag nie. So, die Here leer my om op te staan. En ek moet nou hier aan vashou, want, hoekom? Die bediening, die Here het my geroep vir die bediening. Julle gaan nou sien wat gebeur. En wat nou gebeur is, nou moet die Here my reg kry, maar hy moet my gedagtes ook reg kry. Onthou, die bediening is nie 'n speelplek nie, eerste plek. Die tweede plek, die bediening is nie maklik. Dis nie almal wat kan slaag in die bediening. As jy nie in 'n groep is nie en jy probeer hom op jou eie doen, 99% van die manne kan dit nie doen nie. God hou hierdie deure oop. God, dit is die Vader alleen wat in beheer is van hierdie bediening. Ons behoort aan geen dominasie nie. Maar dis die Here wat my staande hou. Dis die Here wat my en Louisa hierso hou. En daarom moet ek weet, ek moet kan opstaan teen die vyand, want die vyand loer en hy kyk op my neer. So kyk nou wat gebeur. So ja, nou begin ek besef dat God se teenwoordigheid alle mag van die vyand kan en wil en sal vernietig. So ek hoef nie eers die stryd te stry nie. Ek hoef net in die teenwoordigheid van die Here te wees. En wat gaan gebeur? Die vyand gaan sy goedjies pak en hy gaan toer. OK. En hierdie God waarvan ek praat. Die Bybel sê dit so mooi, maar die Engelse Bybel weergawe sê vir ons God within. So dit is God wat in ons is, binne in ons is. En ek het God nodig in die bediening. In die bediening het ek die leiding nodig. Ek het God nodig in die oggend, in die middag, in die aand. Ek het God nodig elke tree in die bediening. En dit is waar die Here nou vir my begin leer, dat hy God is wat binne in my is. En ons kan net almal sê, gloria, halleluja, ons kan net almal jubel en juig en
bly wees, want daardie God wat hemel en aarde gemaak het, is nou en kan binne my jou wees. En dit is nou waar die Here vir my wys dat hy binne my is. Die duiwel het geen die Bybel sê vir ons, hy het geen vatplek aan ons nie. Want dis geskryf dat God almagtig, die ewige Vader, God Abba Vader, binne in ons is. Binne in my is. Binne in my. En dis hoekom ek ook vir jou, dis hoekom ek ook getuig het op daai een plek waar ek vir jou gesê het, ek het net een oggend net gepraat en die Here het my geantwoord. Ek het nie gebid nie. En ek het net iets genoem. En ons moet baie versigtig wees wanneer ons praat. Want God is binne in ons. Hy luister. Dis kom die woord sê, vir elke woord wat ons spreek, gaan ons verantwoordelik wees. So, vir elke woord wat jy spreek, gaan jy nog paal moet staan. Hoekom het jy daai woorde gesê? So, onthou, God is binne in ons. Okay? Hy leef, sy naam is Immanuel. God. Dankie Jolien, ek het hom gerekord. Dankie, ek waardeer. Hy is God within, hy is Immanuel, God met ons. Hoor wat ek sê. As hy vertaal word hy gesê, God met ons. In die bediening het ek God nou nodig. Die Here openbaar homself aan my, om my te sê, ek het hom nodig. Julle gaan nou sien. Okay. Nou die vraag is, met wie is God Abba Vader? Die woord sê, met ons. Met ons, met my, met jou. En dis waarom ek getuig. God is met ons. En hoeveel van ons besef het, dat God met ons is. Die Here is met ons. En hoeveel van ons is bly? Ek het 'n mooi ding gehoor op Facebook. Hulle sê mense se gesigte is so seer, dit lyk soos 'n donkie. Jy weet, hy is 'n lang gesig. So ja, en mense, dis hoe ons daar rondloop voor die Here. Maar meantime is God in ons, met ons. Yes, ons almal gaan deur beproewings, maar die Bybel sê ons moet wees so soldate vir die Here. Ons moet opgeruim wees. Ons moet jubel, ons moet juig. Want die woord leer ons dat God, die Vader, is binne in ons. En daarom speel ek daai liedjie. Dis net Jesus binne in my wat my kan bly maak. Glorie, halleluja, ons kan die Here loof en prys. Ons kan jubel, ons kan juig, ons kan dans, ons kan voor die Here wees vanaand. Kyk daai dink nou gesig. Prys die Here. Ja, ek like daai komment. Prys die Here. Sy woord leer ons dat ons moet vashou. En nou begin dinge verander. Ewe skielik leer die Here my om vas te staan, om my stand te neem, die duiwel se werke te herken, teen die duiwel op te staan, en nou begin dinge verander. Kyk nou wat gebeur. Okay, kom ons net so aanbeweeg. So, voordat ek my ook kan uitvee toes, 2008, hier kom Desember maand, en ewe skielik is ons in die laaste maand. En nou is ons in die laaste maand van Desember. Nou wat gaan ons nou doen? Ek het nie idee nie. Ek weet nie hoe lank moet ek nog op die pad wees vir die maand nie. Ek weet net dat baie firmas gaan toemaak in die middel van Desember. En wat gaan ons nou doen vir die res van Desember? Onthou, in my huis moet ek vir Annetjie sorg en vir haar ma. Dit is my huishouding. So, as niemand wat deurkom nie. God voorsien aan my, sodat ek
soos vandag. Die Here voorsien my dat ek en Louisa kan leef. En so moet ek en Annetjie en haar ma ook leef. Nou Annetjie het in 2019 sy gesterf van baarmoederkanker en later toe sy getroud met Louisa. So hierdie het gebeur in 2008, maar hierdie is op die einde van 2008. En nou ewe skielik is dit Desember maand. En wat gebeur nou? Nou kom Annetjie eendag na my toe en sy sê vir my, luister hierso, die kinders se harte lê nou om bietjie weg te gaan. Ek sê nee, ek het nie pyn nie. En die kinders sê nee, hulle gaan Kloorkop toe. Nou, ons het daai stadium het ons in Groeneweide gebly. Dit is daar so aan die ander kant Elsburg, Boksburg, dis op pad Vosloo se kant toe. So dit is waar ons gebly het. Nou sê die kinders, hulle wil Kloorkop toe kom. Nou Kloorkop is nou aan hierdie kant in Kempton Park. Hy lê op die grens buite Mbiza. Hy's op die pad, dis 'n dubbelpad tussen Kempton en Midrand. So dit is waar Kloorkop is. Dis op die M39. So die kinders wil nou na Kloorkop toe gaan. So ek en Annetjie het nie idee wat aangaan nie. Ons sien nie 'n plan van die Here of enige iets nie. En op hierdie stadium sê die kinders hulle wil weggaan. Ons sê nee, dit is alright. Ons is happy daarmee maar wat hulle my nie vertel nie, is dat hulle wil gaan kyk vir 'n huis in Kloorkop. So luister nou wat ek vir julle sê. Nou begin die hele prentjie te verander. So die kinders kom met die gedagtes om Kloorkop toe te kom, maar hulle sê nie vir my laat die skoonseun nou 'n beter werk kan kry hierdie kant en hulle wil trek eintlik nie. Maar nou begin hulle sê ook nie vir my dat hulle gaan 'n huis soek nie. So maar hulle het ook nie vir Annetjie gesê nie. Hulle het net gesê hulle wil hierdie kant toe kom. So hulle het 'n bietjie stil gehou. En hulle sê nee, ek en sy moet saamkom. En onmiddellik bots my gees, want dis nie wat die Here het my nog niks gewys nie. Ek het nog geen antwoord van die Here gekry om te sê ek moet skuif of ek moet gaan of enigiets nie. Ek weet ek moet nog op die pad werk. Ek moet mense nog lei na die Here toe. Ek moet nog gaan bid vir hulle. So dit bots met die werk van die Here. En ek sê vir hulle nee, dis alright. Ek en Annetjie en ouma sal agterbly, dit is alright. Hulle kan gaan. Want ek weet as die Here nog nie gesê het ek moet gaan nie, as ek teen God. Die Here het nog nie vir my bevel gegee nie. Die Here het my nog nie 'n visie, die Here het my nog nie 'n antwoord gegee nie. Ek het nog niks van die Here af gekry om vir my te sê gaan nie. En wat nou gebeur is, en dit was nie lank nie, en ewe skielik begin almal of hulle bel vir Annetjie en sê luister die moontlikheid dat hulle gaan trek is groot nou in hierdie Desember maand. So Annetjie vertel vir my so nou wat nou gebeur is, waarheen nou Here? Ek werk nog vir u op die pad. Daar's geen inkomste nie. Daar's niks. Daar's geen garantie van enigiets. Daar's nie eens garantie van kos nie, wat of van inkomste. Ek werk vir die Here. Ek werk nie vir 'n groep nie. En God moet self aan my voorsien. En nou sê die kinders, ek het eintlik niks met die kinders te doen nie.
maar ek weet ek moet elke dag op die straat werk, want terwyl ek op die straat werk, kan die Here na my kyk. Hy kan mense op my pad stuur, hy kan en nou sê die kinders die moontlikheid, hulle bel vir Annie, hulle sê luister hier, die moontlikheid dat hulle gaan trek is 100%. En ewe skielik, soos ons almal, vat jy my van 0 tot 100 nie in 'n paar sekondes nie, in 'n oomblik. En ja, net soos julle almal kap ek stres, man. Ek sê skaam nie, ek haal vir hom uit, hy trek my maag in mekaar en hy hou my wakker in die nag. Ek kry hoofpyn. Wat kan ek nog beskryf? Ek is geïrriteerd, ek is moedeloos, ek is gedaan. Maar Here, wat nou? Ek is net soos julle, soos baie van die mense wat my bel. En hier sit ek, Here, hoe nou? En daar's geen antwoord nie. Geen plan nie. Ek bid. Ek roep uit na die Here, ons bid. Ek praat nie van bid vir 'n paar sekondes nie. Ek praat van bid in ure lank, nagte deur, son op, son onder. Ons bid. Here, wat nou? Wat nou? Wat nou? Daar's geen plan om te skuif nie. Hoe nou? Die kinders sê daar's 'n moontlikheid dat hulle gaan trek. Wat nou, Here? En nou ja, soos ons almal, ons kap hy stres, né? Ja, ons noem dit kap het stres. Ons kap hom, ons is nie skaam nie, ons haal hom uit. Ons ref hom, my maat. Laat jou maag soms ek stywe krampe kry en al strek net in mekaar aan. En jy weet, en dan bid jy, dan sê jy, Here, wat is die plan vir my? Wat is die plan van ouma en Annetjie nou ewe skielik? Here, wat is die plan? Waarheen is uit, waarheen moet ons gaan? Jy het die kinders gesê, hulle moet Kempton toe, maar jy het nog niks deurgekom vir ons nie. Here, waarheen is uit? Here, en nou hierso, kry ek geen antwoord nie. Ek kry niks. Ek is benoud. Ons is benoud in die oggend, ons is benoud in die middag, ons is benoud in die aand. Ek moet werk op die pad. As ek afkom, dan is ek weer benoud. Ek worry, waarheen nou? Ja, wat is die plan? Ons bid, ons smeek die Here, Here, maak die plan aan die kinders bekend. Here, ons is u kind. Here, u is ons God. Die woord sê, ons het die reg om kinders van God genoem te. Hey, ons noem nie teksverse, ons maak soos baie mense maak. En ons is nie skaam om die Bybel uit te haal en teksverse neer te skryf en teksverse te noem en te sê, Here, en die eienaar van die huis kom ook nog nader. Sy vrou, dis 'n weduwee, en ek weet die Here is baie erg oor weduwees. En sy sê vir my, sy wil graag begin Januarie, in die nuwe jaar. En dis in 2009, nou, wil sy terugtrek in haar huis in. Is dit nie om die cherry op die koek te sit nie? Want nou die Here het my geleer om staande te bly teen die duiwel. En nou kry ek die nok van vooraf, nou kry ek die wind van vooraf, nou kry ek die aanslag. Nou kom hy kyk, hy draai die wiel, hy maak dit moeilik. Daar is die kos, daar is die geld, daar jy werk nie. Nou stuur hy nog die eienaar van die huis aan. En hy sê, sy sê, sy wil terugtrek. Hoe nou? Baie nou, Here? Nou vra ek ook soos baie vra, Here, wat nou? Wat nou? Hoe nou? Waar, Here? 'n mens sit met ons vingers in ons hare, ons sien nie uitwegte nie, ons sien nie 'n plan nie, ons sien nie 'n gedagte nie, ons weet, Here, ons kry nie skrifte nie, alles is stil. Hoeveel van ons is in so 'n oomblik?
waar alles net stil is. Dis nie te sê, en dis waar ek geleer het, dis nie te sê God se antwoord is nee nie. God is net stil. Dis kom die skrif sê, wees stil en weet, ek is God. En nie moes ek het leer, al was dit vir my hoe moeilik, luister, al was dit vir my hoe moeilik, om in hierdie benoudheid, in hierdie angs, in hierdie oomblik van ons stres, daar waar ek om kap in die rooi man, ek is nie skaam om te sê, ek kap om in die rooi nie, ek haal hy stres uit man, die sweet hardloop sommer verniet af, ja, en dan sê ek, Here, ek kan net vashou, ek weet nie waar nie, ek weet nie wat nie. Ja, en nou sit hierdie vrou ook nog druk op om te sê sy wil intrek. Sy maak dit nou erger. Maar ek kry geen antwoord nie. Van God se kant af kry ek geen antwoord nie. Ek kry nie van God se kant af dat hy my sê my seisoen is oor nie. Ek kry nie 'n antwoord dat hy sê ons gaan trek nie. Hy skuif die kinders gaan trek. Yes. Die vrou sê sy wil intrek, maar die Here sê nog niks vir my dat ek moet trek nie. Die Here gee nog niks nie. Ek kan nie trek nie, want as ek nou trek, is ek uit God se wil uit. So ek moet die hele tyd in die wil van die Here bly. En kyk nou wat gebeur nou. Kyk my maat, ek het nou net gesê, die vyand se plek is onder sy voete. Nou kap hy met daai stres. En kyk, hy is nie lyn nie, en hy help my uithou, maat. En die Here sê vir my, ek moet staan en bly. Dis hoekom die Here my geleer. En die Here sê vir my, ek moet glo in hom, ek moet vashou in hom. En ek moet weet dat hy God is. In hierdie moeilike tyd, kom hierdie vrou en sy sê sy wil intrek. En hierso, wow, alles is net op daai oomblik deur mekaar. Alles is net deur mekaar. Ons kry nie die kop by die stert nie. Alles voel net deur mekaar. En die stresvlak, my maat, hy loop hoog in 'n oomblik van benoudheid. Ag, jy hoef hom nie eers te betaal of 'n koppie koffie te gee nie. Hy doen dit om verniet. Hy haal vir my uit, my maat. Ek kry hom dat ek sommer op die bed gaan lê, dan sê ek, Here, nou het ek al 'n hoofpyn, want ek worry, jy kom nie deur nie. Here, u woord sê, ek moet vashou. Here, u woord sê, ek is mens. Annetjie is in trane. En om te gesien het hoe huil sy voor God, het ek ook in trane uit, maar kon nie voor huil nie. Ek het daar in die stiltes, ek het weggeloop. Want ek het nie geweet wat om te doen. Here, ons is in trane, en hoeveel van ons gaan daarin? Julle dink net, julle gaan daarin. Ek was daar, my broer, ek was daar, my suster. Ek was daar. Maar daar is stres, ou maat, hy hou voor jou daar na hy rooi. Hy change nie eers nie. En die Here leer ons dat ons op hom moet wag. En dit is moeilik, want jy het die vrou op jou. Jy het die kinders wat wegtrek. En dis ook Desember maand ook. En ek weet nie of ek die hele maand nog op die pad moet werk nie, moet ek die helfte van die maand ophou, wat moet ek doen nie, alles begin nou net, kan ek sê, nog deur mekaar raak, alles lyk grys, en daar's geen plan, daar's geen niks, daar's nie antwoord nie, maar intussen gaan werk ek maar elke dag, want die Here het nog nie gesê ek moet ophou nie. Want ek wag dat die Here moet deurkom. Ja, dat ek net 'n slukkie water. As ek nou dink hoe ek gestres daar, my maat, ek was nie skaam. En so die tyd ook nou aangestap en ons pleit. Ons hou net aanhoudend pleit by die Here.
Asseblief Here, help ons. Asseblief Here, ons het antwoord nodig. Kom mense, ek is nie die enigste wat dit kan getuig nie. En ek pleit by die Here. Ek gee die duiwel nie eens kans om te interfereer in my gebed nie. Ek pleit net by die Here. Ons vat hom 24 hours. Kyk, ons hou nie op nie. Ons bly by die Here. Ons vra, Here, wat nou? Waar nou? Hoe nou? Here, wat's die plan? Wat's die gedagtes? Maak tot tyd vir die Here, sodat ons antwoord kan kry. En dan kry ons niks nie. En die Here is net stil. En die Vader is doodstil. En hoe meer hy stil is, hoe meer ryf ek my in die rooi, wat die sweet hardloop. Hy wys vir jou, hoe worry ek. My maagspier maak so. Daar's nie meer tyd vir eet en koffie maak en daai goed nie. Yes. Jolien, ek was erger siek gewees. Hey, hy het my gekap, hy kap my, hou my daar so narie. En maar die Here kom nie deur nie, mense. En ek besef die tyd is besig om uit te loop hier in Groenewyde. Ek voel dit in my gees. Annetjie sê dit, maar die Here het nog niks gesê nie. So ons die gedagtes begin ontwikkel. Waarheen is elke oomblik, elke sekond, elke moment is die vraag op ons lippe. Here, waarheen? Wat's die plan? En al wat ek in my hart kry is, ons moet aanhou glo. Ons moet bly hoop. Ons moet aanhou glo en vertrou op die Here God Almagtig. Ons moet vashou in hom. Dit is al wat ek in my hart voel en dis al gedagtes wat ek het. Dis die enigste bemoediging wat ek kry as ek die woord lees. Dan sê die woord vir my, God sal antwoord. Ja, dan sê ek, Here, dit is moeilik om te glo dat U sal antwoord. Dit is moeilik, Here, U antwoord my nog nie. Die vrou sê sy wil al intrek en hier sit ek, Here. Dis Desember maand, ons weet nog nie eens baie nie, ons weet nie eens hoe of wat nie. En alles kom al op ons neer. Here, maar ons is U kinders. Ons is U kinders. En so net na die 15de, wat so in die middel van Desember maand is, eenaand, toe kom die kinders daar aan, en hulle sê, hulle gaan nou uittrek. So nou is dit nou. Kyk hier, so nou rep hulle om in die rooi in. Ek sê kwaad vir hulle nie, maar hulle vat my stress level nog sky high. Nou is dit nog erger. En ewe skielik het alles begin na hierdie rigting, dat laat dit lyk of ons gaan trek. Ons sal moet trek. Alles begin nou, maar God het nog nie geantwoord nie. Ek kyk hierso, hierdie vat ons op die uiterste. Dit het ons op die uiterste gevat. En nou kom die dokter my nog vertel. En kyk nou wat mense, ek weet nie of julle dit al beleef het nie. Ek het nie 'n job. Of die job wat ek het is in die Here, ekskuus, ek het 'n job. My job is in die Here. Ek moet siele wen. Die kinders sê hulle trek uit die volgende dag. Nou kom die kinders. Luister nou hier. Mense, dit is nou ons kinders. Jy moet nou mooi luister wat doen hierdie kinders. En ek speel lief vir die kinders. So ek het maar niks gesê nie. Ek het net diep asem gehaal en die stresvlak het nog sky higher geword. Want nou kom sê die kinders vir my, luister hierso, daar's 'n man en 'n vrou en 3 kinders wat op straat slaap. En hulle het hulle nou gekry daar by die winkel. Want die kinders het nou gery om iets te gaan koop by die winkel. Ek kan nie onthou wat het hulle gaan koop, of hulle kos gaan koop het of wat nie, ek kan nie onthou nie.
En nou het hulle die man, die vrou en die 3 kinders gekry. En die 3 kinders is baie klein. Die oudste een is seker 8 jaar. Ek skat maar net, ek het nie gevra nie. En die kinders het gesê dat hierdie man en die vrou en sy 3 kinders maar in die huis moet bly, want na Kersfees sal hulle dan heen gaan, dan het hulle 'n plek. Kyk, die huis gaan nou oop staan, die kinders gaan nou uittrek. En nou begin die kinders sommer mense innooi. Is dit? Ja, kom bly maar hier, so right. En hulle nooi, ja, kom bly maar hier, hier's 'n man, hier's 'n vrou, hier's 3 kinders. Ek en Annetjie. Ons worry hierdie kant. Baie nou gaan ons. Die eienaar sê sy wil intrek. Die kinders bring mense net nog bietjie meer stres op ons. Okay? Die kinders het hulle dit goed bedoel. Ek is baie lief vir my kinders. Die kinders het dit baie goed bedoel. Hulle het gemeen die huis gaan nou oop staan, daar is kamers, gaan slaap daarso. Maar alles is reg. Alles loop altyd reg. So van hulle kant af is daar nie 'n probleem nie. Alles loop net reg. Maar kyk, dit is 'n 9 slaapkamerhuis waarin ons was. Die idee is, waarom kan ons nie help nie? Die kinders sien net daardie ding. Hoekom kan ons nie help nie? Ons het kamers wat oop is. So. Mense, ja, ek het stres gekap. Want die kamers gaan buitendien oop slaap. So op daai man en daai vrou en daai kinders daar gaan slaap of nie die kamers gaan. So hulle kan maar net. Ja, dit is reg. Ek sê met my groot mond. Ja, dit is reg. Maar niemand het gedink aan kos vir hulle nie. Die kinders het nie gedink aan kos vir hulle nie. Hulle kinders net so vir ons gelos. So nou terwyl ek nou nog stres, nou het ek nog die stres van daar's kinders wat met kos kry. Ek met die man, die vrou. Mense, kan ek stupid wees? Ek het verniet gekry. Ek dink die Here het vir my gelag daarso. Want ek nie gedink aan kos nie. En hy sê ja, is alright. En die kinders sê hulle trek sommer moer weg. Nou, is dit nou nie skaakmat nie. Dis hoe ek gevoel het. Nou is ek is in 'n hoek. Ek het gesê ja. My huishouding is ek, Annetjie, ouma, Annetjie se ma. En nou het ek hierdie man, hierdie vrou en die 3 kinders ewe skielik. En ek het geen inkomste nie. Daar's geen garantie van 'n check nie. Onthou, ek behoort nie aan 'n groep nie. Ek werk vir God. En nou ewe skielik sit ek nou en die kinders trek nou nog môre weg op. So daar is geen hulp van niemand. En kyk. En nou het ek nog ekstra ook op my. En intussen hardloop ek en Annetjie in die rooi in van stres. Ons kap hom man. Ons is nie skaam nie, ons haal hom uit. Daar waar hy wegkruip, daar gaan haal ons vir hom. En ons gaan haal vir hom uit. En ons sê, Here, waarheen? Ons huil voor die Here. Ons benoud, daai man, daai vrou, daai kinders is nog ekstra. Hulle moet eet. Wat nou? Ons is nou net. Nou is dit nog erger deur mekaar. Of sal ek sê mooi deur mekaar. En ek is mooi in die diep kant ingegooi hierso. Maar uit weet ek nie waar nie. Antwoord het ek nie. Annetjie vra my aanhoudend waar. Ouma vra my waar. Daai kinders sê hulle is honger. Daai vrou, daai man. Daar's nie eens 'n brood nie.
Ja, mense. Man, ek pik net 'n traan, man. As ek dink, ja, hoe het ek daai stres gekap? Hey. En daar is geen antwoord van die Here af nie. Dis nie dat die Here ons verlaat het nie. Die Here is net stil. Baie stil. Die ding wat in my hart opgekom het, hoe moet ons nou weer aangaan? As ons nie weet waarheen nie, hoe nie. Wat se rigting? Gaan ons agterbly, ons hier bly, moet ons skei, moet ons plek soek. Wat moet ek doen? Daar's geen antwoord. Almal is amper weggetrek. En al wie in die huis dan oor is dan ek en Annetjie, ouma, hierdie man, sy vrou en die 3 kinders. En die stres, kom ons vergeet nie die stres nie. En die stres. So ja, dit sit my in 'n penarie, dit sit my in 'n groot storie. Want ek het nie die antwoorde nie, ek het nie die fondse nie. Ek self het alles in my lewe verloor voordat ek die Here gedien het. En nou sit ek hierso en volgens die Bybel is ek die priester van die huis. Ek is die hoof van die huis. Annetjie kyk op na my, ma kyk op na my, die man, die vrou, daai 3 kinders kyk op na my. Want hulle het gehoor ek is 'n pastoor. Daai stadium was ek die kinders dit vir hulle vertel. So nou maak dit nog moeiliker. Daai mense weet nie van beter nie. Daai mense weet nie hoe om op God te vertrou nie. Ek het 'n geleentheid om met hulle die evangelie te deel, die man, die vrou. Ons het die evangelie met hulle gedeel, die kinders. Ons het vir hulle gebid, ons het vir hulle geleer en julle gaan nog sien wat gaan gebeur. Maar hulle hoop, al het ons hulle probeer leer, was nie op God nie. Hulle het gekyk na ons. Ja, en dis wat die dinge moeiliker gemaak het. En wat dit nog moeilik gemaak het, is die feit dat ek en Annetjie gebid het. Ons weet hoe om te bid, ons weet hoe om op te staan. Ons weet ons stresvlakke sky high en ons kry nie antwoord nie. En hierdie mense, toe ek daai oggend daai een kind hoor, toe hy opgestaan, toe sê hy, ma, en ek hoor hom daar deur die gange, en hy sê, ma, wat eet ons? Is daar nie 'n snytjie brood nie? En ek besef, daar's nie eers 'n snytjie nie. Ons het nie eens geld, ek het nie eers geld vir 'n brood nie. So nou ja, nou moet ek maar terugkeer na die Here toe. Ek moet voor die Here gaan sê, Here, hier is hierdie man, hierdie vrou, hierdie kinders, dis nou my verantwoordelikheid, ek kan nie vir hulle sorg nie. Hoe moet ek nou deurkom? Ek kan nie sorg vir Annetjie en vir ma nie, hoe kan ek nou nog vir die man, die vrou? Net soos enige ander man, Here, hoe kan jy dit op my pad sit? Ek weet nie om dit te hanteer. Al wat ek doen, ek ref om in die rooi, ek stres in my kanonne. Dit beteken ek stres baie. En ek maak die verkeerde besluite. Alles wat ek wil doen werk nie uit nie, en alles wat ek dink klink net na 'n doodloopstraat. So daar's nie antwoord nie. So waai en is uit.
En die Here bly stil. My maat, ek pleit by die Here. Ek huil by die Here. Ek rejoice in die Here. Ek sing tot die Here. Dan wys ek vir hom ek is weer happy. Totdat oom stres my weer leer om te stres, ou maat. Dan kap ek hom weer in die rooi in. Dan sweet ek weer van al die stres. Dan kom die hoofpyn sommer saam. En dan kom die maagspier ook saam. Mense, ja, ek het dit vandag bietjie makliker. Die Here het baie makliker vandag vir my gemaak. Maar dit is na 18 jaar. Dit het nie gekom in die begin. Die Here het my geroep vir die bediening. Die gemeentes het in die begin gesê, luister hierso, jy's 'n las vir ons soek jou nie, ons wil nie hoor van jou nie. Daar was kerke gewees wat hulle deure toegemaak het. So, vir ons was eintlik 'n las vir hulle. En op die einde van die dag, het ek en Annetjie maar gedraai na die Here toe, net soos wat ek en Louis sal vandag doen. Ek is afhanklik van God af. Die Here voorsien my. Hy is my bron. Ek vra niemand niks nie. Die Here lê dit op mense se harte. Die Here kom deur. Dis net as jy my ja, my bril vanoggend gebreek, so hy moet maar lê. Ek is besig om te bid. Ek vra niemand so. Die Here sal voorsien. Die Here sal deurkom. En ek weet ek gaan my bril invat. So, en ek weet die Here gaan hom regmaak. Maar dit is hoe God werk. En ek kan net die Here vertrou. Die Here het hier vir ons geleer. En mense, en kom ek sê vir jou, hierdie toets was een van die moeilikste toetse in my lewe. Dit was 'n toets wat die Here my in diep waters gesit het. En nog ekstra. En kan ek vir julle een ding sê, die Here het my staande gehou. Die Here het my regtig, was dit nie vir die Here nie, het ek geknak. Was dit nie vir God nie, sou ek dit nie gemaak het. As ek dink, dis kom ek nou 'n traan gepik het, hoe ek gestres het, hoe ek die stresvlak geslat het, en hoe alles op my afgekom het. En hierdie, nou nog hierdie mense en die huiseienaar en alles en die kos en alles was net te veel. Dit was God wat my deurgedra het. Dit was die Here. Was dit nie dat die Here my geleer het voordat ek dit beleef het? Sy woord sê hy sal ons leer aangaande die weg. Dis nie maklik nie. Die Here het vir my gesê dat hy my geroep het. Nou gaan ek 'n Rolls-Royce ry nie. Nou gaan ek miljoene hê nie. Nou gaan hy. Nee. Daai gedagte moet jy uitkry. Ons het op Bybels gesit wat 'n bokse was toe die kerk begin het. Niemand het saam met ons die fluit geblaas nie. Ons het alleen, net soos wat ek en Louis saam vandag en die gemeente vandag help my om die fluit te blaas. Ek is baie dankbaar vir ons gemeentelede. Ek het awesome gemeentelede. Vandag help hulle my daai las dra. Gister het ons 'n groot meeting gehad waar hulle 'n groot beplanning gedoen het. Ek het net baie keer stil geword en gesit en luister. En gesê, Here, is dit werklik in my lewe vandag? As ek weet waar ek was en waar ek vandag is, dis totally 'n verskil. Waar ek gestres het, my maat, en waar stres my gehad het, en waar die Here my vandag het, is dit 'n totale verandering. Mense, ek gaan net tot hier getuig. Ons gaan volgende week aan. Ja, kom ons speel hy song. Ek hoop julle het dit geniet, ek hoop dit was inspirerend vir julle, ek hoop dit was opbouend vir julle. Ja, nou gaan ek my hart verlang na die Here. Al wat ek vir jou kan sê is net, ek kan dit nie doen sonder die Here. Want dit is net
Jesus binne in my wat my kan bly maak. Dit is net God wat my kan staan hou in sy woord, deur sy woord. Prys die Here. Wag nou net hierdie oor my rekenaar. Prys die Here en dan kan ek hom druk en dit wat ek hierso, dit was so op die einde van 2008, maar dit was net voor Kersfees. Ek gaan nou nog verder getuig. Nou volgende week luister. Dan gaan julle hoor wat die Here dan gedoen. Maar kyk hierso, as iemand kan as iemand kan stres, ek is heeltemal.
Isabella, jy moet wag vir volgende week. Jy moet volgende week kom luister. Ja, dan sal ek verder getuig. Shirley, goeienaand, goed en jy, welkom jy vanaand hier by Kom Saam. En dankie dat jy vry voel en deel was van die program. Ja mense, kom ons gee net vir die Here die lof en die eer en die aanbidding. Ek wil net dankie sê dat ek dit kan getuig het. Here Vader, ek kan net voor U almag wees. Ek kan net by die troon van genade wees. Here, ek kan net opkyk na U. Here, ek kan net dankie sê dat ons die platform het van Kom Saam waar ek kan getuig en Here, laat dit sal wees tot eer van Jesus Christus, U Seun Jesus. Here, en U Gees wat my lei. En Here, my hartsbegeerte is dat mense dit moet hoor. My hartsbegeerte is dat mense besef, Here, tye is moeilik. En Here, en dat U 'n werklikheid is. Here Vader, Here, en wat U gedoen het en hoe U dit hier gedoen het en gewys het, Here. Here, is eintlik amazing. En dat ek dit vanaand kan gedeel en besef waardeur ek was, Here. Hoe donker dit was en wat 'n woestyn ek was. En wat 'n storm ek myself bevind het. En hoe erger die storm daagliks was, Here. Kan ek net sê, Here, dankie. Dankie, Here. Dankie, Here, dat U my staande gehou het. Dankie, Here. Dankie, Here, dat ek vanaand dit kan getuig. Dankie, Here, dat ek vanaand kan deel met mense. Dankie, Here, dat ek ook vir hulle kan vertel hoe ek ook stres gevang, Here. Hoe ek ook benoud geraak, Here. Ja, Here. In Jesus naam, dankie, Here, dat ek dit kan deel. Amen, en amen, en amen. Oh, mense. Hey, die Here is goed vir my. Dankie dat julle ingeskakel was, dankie dat julle kon luister het, dankie dat julle hier was, dankie vir die team, die Kom Saam team wat kyk dat die platform regloop en almal, en dankie dat julle tyd maak. Mense, ek gaan vanaand uitspeel met Ek is, sê God, en ek hou van die song. Ek voel net in my gees, ek wil vanaand met hom afsluit. So ja, dan van my kant af gaan ek sê, geseënde mooi wonderlike onthou môre aand is dit Kom Saam, en kom jubel en juig, en help ons hierdie platform share hom, laat mense die getuienis kan hoor, asseblief mense. Ek vra julle, help ons om hom buitensy te share, asseblief, dankie. Halleluja, prys die Here. Wachter, de God en om verskyn op die berg oorrep. Een stem uit die brandende doringbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. Zeg
is wat ek steeds. Amen en amen en amen. Dan op hierdie noot gaan ek nou sê, goeienaand, wees geseën, wees gegroet, shalom julle, good night.